Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil by U wees. Ons wil by U bly. Ons hele wese sing dit uit. Ek soek U, o God. Ontmoet ons vanoggend deur U woord, deur U Gees. Raak ons aan. Gee vir ons vrede wat alle verstand te bowe gaan. In Jesus se naam. Amen. Ons het 2 gedeeltes waarna ek gaan verwys. Ons gaan nie alles lees nie. Eerste een is uit Josua 24. Julle kan sommer net, as jy nie, ons gaan nie dit lees eintlik, ek gaan sommer net die verhaal so vinnig probeer vertel. Josua, wat die volk deur die woestyn gevat het, in die beloofde land ingekom het, en dan sê dat die 22 is 24, ekskuus, dis my foutjie daai. So 22 is op pad na 24, sy is baie naby, maar dan sê hy vir die volk, hy sê, julle het nou tussen ander mense wat afgode dien gebly. En julle het nou van daai afgode beginne saam met julle neem ensovoort. So hy sê, los nou die afgode. Jy kan nie die Here dien. Jy moet besluit vandag, wie wil jy dien? Wil jy die Here dien of wil jy afgode dien? En dan sê die volk vir hom, nee, ons wil die Here dien. Ons wil graag die Here dien. Dan sê hy, maar jy kan nie die Here dien en die afgode dien nie. So los die afgode. Vat dit weg, en dan sê hy, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy sê dit hier in vers 15, aan die einde van vers 15, hy sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En dan sê die volk weer, nee, ons sal ook die Here dien. En dan sê hy, maar die Here is heilig. Vat weg al die ander goed, wat tussen jou is, waarmee jy nie die Here kan dien nie. En dan sê hy, maak die keuse vandag. En dan sê hy, maar ek sit hierdie klip hierso. Ons het dit op die belydenisplaas kamp ook gedoen, dit was een van ons stilte tye gewees. Hy sê, ek sit hierdie klip hier, en elke slag as jy hier verbykom, sal daai klip jou herinner aan wat gebeur het. Dat jy gesê het, ek wil die Here dien, ek wil vir hom lewe. Ons het nou nie klippe wat ons vandag hier sit nie. Maar ons sou kon sê, elke keer as jy verby hierdie kerk gaan, elke keer as jy daai naam op die R40 sien, onthou, wat het jy gesê? Onthou, wat het God vir jou gesê? Moenie dit vergeet nie. Moenie vergeet. Moenie gemeente, moenie vergeet om vir hierdie mense te bid en hulle aanhou aan die Here op te dra nie. En dan in Matteus 10, waar Jesus die disippels uitstuur. So dis nou 'n klomp lang goede wat hier gebeur. Eers sê hy vir hulle, hy roep hulle nader, hy gee vir hulle die mag om geeste uit te dryf en onder mekaar elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Hy sê, ek gee jou hierdie mag. Gaan nou uit en dan moet jy nou 'n klomp goed gaan doen. En dan sê hy by vers 8, hy sê, maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. So dis waarmee hulle met besig wees. Die kosbare evangelie vat hulle uit en dan ook raak hulle mense aan en verkondig dit so. En dan sê hy vir hulle hier in vers 16, hy sê, maar onthou, ek stuur julle so skape tussen wolwe. Wees versigtig. Pas op vir die mense. Pas hiervoor op, pas op daarvoor, pas op vir familie. Hy noem dit so. En dan sê hy, moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak word en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê. En wat ek aan julle oorfluister, moet julle van die dakke af uitbasyn. God wat vir ons deur sy gees in ons hart hierdie evangelie gee, hierdie blydskap gee, hierdie vrede gee, hierdie sekerheid gee, hierdie oortuiging gee. Hy fluister dit vir ons in, jy is myne. Ek het jou vergewe.
Gaan en vertel. En dit sê hy, moet ons uitbasyn, ons moet dit uitjubel, ons moet dit vertel oral waar ons gaan. En dan sê hy, aansporing om Christus te bely, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader, wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, weer net so 'n waarskuwing, oppas, daar gaan moeilike tye wees, oppas, jy gaan dalk sukkel, wees versigtig, onthou, en dan stop hierdie gedeelte met hierdie mooi, in vers 29, dan sê hy, is 2 mossies nie vir 'n sent gekoop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val nie. Van julle is selfs die hare op julle kop getel, moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Die lewe bestaan mos uit keuses uit. Ons moet kies die heeltyd. Ons moet kies links of regs. Ons kies ons huweliksmaats, ons kies ons loopbaan, ons kies ons vriende, kinders se name, dis ook so groot opgewondenheid. Kies ons gemeentes waarna ons wil behoort. Kleiner ander keuses waar kinders nou nie noodwendig 'n sê het nie, maar partykeer kan hulle ook hulle insette lewer en luister ouers, om te sê, maar ek wil na hierdie skool toe graag gaan, en dis die voordeel van hierdie skool, en ensovoorts, en dan watter soort voertuig ons mee gaan ry. Groter keuses is, watter God gaan ek aanbid, en watter soort lewe gaan ek lewe. Jy besluit dit, niemand besluit dit vir jou nie. Jy besluit self, gaan ek links draai en die Here volg, of gaan ek regs draai en ek gaan 'n ateïs bly? Jy besluit self oor hierdie goede. En dan leef ons ook in 'n lewe waar daar mos nou so sien ons, partykeer sien ons hoe mense verkeerd lewe, maar hulle sê hulle is 'n Christen. En dan raak ons deur mekaar oor hierdie goed. Maar van die begin af sê die Bybel, Adam en Eva, julle kan kies. Moenie van die boom in die middel van die tuin eet nie. Het hulle geluister? Nee, geluister nie. Kain en Abel, wat het daar gebeur? Keuse gehad, verkeerd uitgevoer. Abraham, keuse gehad, ja gesê. Daniel, het hy gebuig? Nee. Vriende in die oond gegooi. Kom uit die oond uit, ruik nie eers na rook nie. Klomp keer warmer gemaak. Petrus, keuse gehad, foute gemaak, maar op die ou einde besluit, met my hele wese wil ek Jesus dien, en Jesus sê vir hom, jy's die rots, op wie ek my kerk sal bou. Josua, nuwe land, maak 'n keuse, God sê, jy sal in hulle land inkom, wat jy die huise nie gebou het, en die wingerde nie gemaak het. Vanoggend, belydenis van geloof, verbintenis aan hierdie gemeente, waarin ek sê, ek wil hom volg, ek wil hom volg, sit die klip op, ek wil die Here volg, ek wil sy opdragte uitvoer, ek wil sy wil doen, ek wil sy naam bely, ek wil sy koninkryk uitbrei. Vandag moet ons kies, wanneer ons ja sê, alles of niks, vir Jesus of teen Jesus, links of regs, verlore of gered. Spreuke sê daar's 2 paaie. Hy sê die een lyk of hy reg is, maar hy lei tot die dood. Kies vandag wie jy wil dien. Goed. Ons het gisterand lekker rugby gekyk, en ek dink, die Here sê, mens moenie self wraak neem nie, maar dit was nogal vir my so soete, lekkerte,
dat Japan nie gewen het nie. Ek het geweet, ek het niks daarmee te doen nie, niks wat ek sê kan maak ietsie nie, maar ek was so dankbaar vir my span. En ek het dit so verskriklik geniet. En ek het gesien, dat nie een van daai's wat gespeel het, was skaam vir mekaar gewees nie. Of het mekaar in die steek gelaat nie. 'n Span wat trots is om Springbokke te wees. 'n Span wat uitdraf om hulle land te verdedig en te vereer. 'n Span wat saamwerk. Het julle dit ook beleef? 'n Span wat geleenthede raak sien en opgewonde is. Wat nie na die eerste 10 minute stokflou en moeg is en op die kantlyn lê en kla. Het jy gekla oor het gereën het nie? Het jy gekla oor die bal wat glad is nie? Het jy gekla oor 'n fout wat hulle gemaak het nie? Nee. Hierdie span het mekaar gehelp. Hierdie span was eensgesind onder mekaar gewees. Hierdie span het mekaar verdra. En het mekaar gehelp in mekaar se belange. Ek dink, ek sien hoe hulle mekaar gepat het, as hulle die bal per ongeluk by die lyn uitgegooi het. Wou vir jou gepaas het, gedink jy gaan 'n bietjie vinniger wees. Sorry man. Ag, sorry. Hartlikheid, eerbied, deel van die span, dis die trots, dis waarop hulle dankbaar is, en mekaar aanmoedig en bemoedig. Hoe lyk ons span hier in die kerk? Is ons span ook so? Is dit waaraan jy jou vanoggend verbind? Is dit jou hart om te sê, ek wil mekaar help, ek wil eensgesind wees, ek wil mekaar verdra, ek wil, Here, help my, ek wil lief wees vir hierdie kerk en sy mense, want ongelukkig besluit die lede van die span nie, hoe lyk die span nie. Die afrigter besluit dit. Maar jy is so bly om in daai span te wees. En dan dra jy mekaar se belange, en dan vergewe jy mekaar, en jy is hartlik teenoor mekaar. En as jy sien iemand sukkel, dan stap jy nader en jy dra hierdie ou en sê, ek dink aan jou, ek bid vir jou. Laat dit so wees in ons gemeente. Laat dit so wees, waar hy sê, gaan uit, raak mekaar aan, bid vir mekaar. Bid vir siekes, bid vir hierdie een, vertel die evangelie, bemoedig mekaar. Wees baie versigtig. In hierdie lewe gaan julle dit swaar hê. Daar gaan tye kom, maar moenie bekommerd wees nie. Jy het 'n span. Jy het 'n span wat saam met jou werk. Getrou te bly aan die span waarvoor jy speel. Kan jy jou indink? Die span speel en jy besluit dis my jaarlikse verlof. Ek is nou baie jammer, ek gaan nou eers 'n bietjie met verlof gaan. Die span speel en jy besluit, nee, my toks is nie reg nie, ek wag vir 'n aflewering, hulle sal nou vir my nuwe toks bring. Span is op die veld en jy besluit, ek gaan gou my maale bel, ek wil nou net gou eers ietsie met hulle uitsorteer. Nee, getrou, dit wat hierdie ou sê, luister jy na. Jy redeneer nie met hom nie, dan is jy jou plek kwyt. Jy doen alles wat hy sê. As hy sê, nou so, dan maak jy so. Want jy kan jou plek in die span verloor. En dan sê hy, jou teestanders, kyk hom in die oë. Kyk jou teestander in die oë. Moenie vir hom bang wees of weghardloop nie. Oefen jouself. Oefen jouself. Maak seker dat jy fiks is
vir die wedloop wat vir jou voorlê. Luister ons na God? Luister ons na ons afrigter? As hy sê daag op, is jy daar? Of het jy allerlei storieetjies wat jy nou vir hom wil vertel? Is jy opgewonde? Is jy bewus van die vyand wat voor jou staan? Jou opponent, jou oppositie? Kyk jou in die oë. Of hardloop ons weg? Nee, dis te groot, dis te erg, ons gaan dit nooit maak nie. Kom ons los liewer, asseblief. Hoe lyk daardie van die kerk? Hoe lyk ons getrouheid? Hoe lyk die span se onderlinge wisselwerking? Wonderlike troos wat God vir ons op die pad gee, is, jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Jy het spanmaats rondom jou. As jy nou hierdie foto kyk, het hulle gewen of verloor? Kom ek help jou, hulle het verloor. Hulle het verloor. Hulle vat mekaar om die skouer en bemoedig mekaar. En hulle sê vir mekaar, kom ons probeer weer. Maandag sorteer ons dit alles uit. Maandag as ons na die terugspeel kyk, en ons sien wat ons foute is, dan maak ons dit reg. Ons sal slaag. Wat sê God se woord vir ons? Is jy nie baie meer werd as 'n mossie nie? Wanneer ons sukkel, wanneer dit vir ons voel, dis verby, kom sê die Here vir ons in sy woord, ek wil jou troos. Ek kyk na die mossies in die veld, sorg hulle, kan hulle van hulle opgaar en skere? Nee, hulle kan nie. Ek sorg vir hulle, hoeveel te meer sorg ek vir jou. Dan moet nou een slide nog wees. Sorry, maar dis maar net 'n hand. Is hy daar ergens? Goed, 'n hand. Groot hand, klein hand, pa se hand of ma se hand, kind se hand. En so sê die Here, hou ek jou vas. In hierdie span, weet jy's meer werd as mossies. Ek sorg vir die mossies, hoeveel te meer sorg ek vir jou. Ek vat jou hand en ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek stap saam met jou. Mag julle die lewe in die oë kyk. Mag jy opgewonde wees oor die span aan wie jy behoort. Mag jy die afrigter, God in sy woord, mag jy hom op sy woord neem. Mag jou keuse wees, ek en my huis, ons sal die Here dien. Mag ons in julle die vrug van die Gees sien. En mag ons in julle die gawes van die Gees sien. En mag hierdie span, wat julle deel is van, waarin jy jou vanoggend verbind, mag julle elkeen beleef en besef hoe kosbaar jy is. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons vanoggend kan sê, nie omdat ons dink ons is goed nie, maar omdat U God is. Omdat U ons liefhet, omdat U uitgereik het na ons. En vir ons sê, elkeen wat my aanvaar, elkeen wat na my stem luister, elkeen wat my naam in die openbaar, waar ook al jy is, bely, getuig, ons name sal Jesus ook vir U vertel, wanneer ons eendag by die hemel kom. Bewaar ons daarvan, dat ons die pad wat reg lyk, maar wat na die dood toe lei, dat ons dit sal betree. Help ons, wys ons, lei ons, deur die Gees. Here, U woord sê, ons sal die stem agter ons hoor, wat vir ons sê, hier is die pad.
Dankie dat U ons kies vir die span. Dankie dat ons in die span kan behoort van U kinders. En dankie dat ons ook kan sê, hier is ek, gebruik my tot U eer. In Jesus se naam, amen.